In elk geval, julle hoor wat ek sê, ons was so 'n week terug in Sutherland gewees, en ek en my man het die eerste aand gaan sterre kyk, by Jurg Wagenaar, Sterreland. En hierdie ou het regtig 'n passie vir sterre. En toe ons daar aangekom het, en hy stel die teleskope op en alles, toe is daar een ou wat tot my verbasing sê, is that all, just that dot. En ek staan daar, en gelukkig staan my man agter my, want ek sou omgeval het van skok. En Jurg trek daar weg met die grootheid van die Here, want oral op sy plek is teksverse ook in Job. Wie het hierdie Orionse band gevorm? En wat ek daar beleef het, was die volgende gewees. Turn your eyes upon Jesus. Jy sien, Jurg het vir ons gesê, jy raak nie aan hy teleskoop nie. Ek het hom vir jou ingestel, en jy kyk na hom, soos wat hy staan. En net die volgende aand was ons by 'n ander plek gewees. En almal het aan die teleskope gekarring. En weet jy wat was die uiteinde gewees? Jy het meer dots gesien as planete en sterre. So ek wil vir jou sê, ek wil aansluit by Dani se boodskap gisteraand. Jy raak nie aan die fokus en die fundament wat Christus Jesus vir jou gelê het nie. Want jy gaan in hierdie tyd baie dingetjies sien en baie dingetjies hoor. En ook wat ons vanoggend gehoor het, dit wat sleg is wat hier aangegaan het. Het ons vir daardie mense gebid, het ons lewe gespreek, of het ons gesê, so lyk dit maar. En jy sien die woord van die Here sê, die goed gaan kom in die laaste dae, dit gaan nog baie erger raak. Maar hy sê, as julle al hierdie dinge sien gebeur, kyk op. Turn your eyes upon Jesus, kyk op. Want die woord sê vir ons baie duidelik, dat die hele skepping in barensnood is vir die openbaarmaking van die seuns van God. Weet jy, wie gaan die seuns van God wees? Hulle wat lewe spreek. Hulle wat die lig spreek, want die lig sal die duisternis verdryf. As jy my baie kwaad wil hê in die Kaap, hou aan sê, dis droog in die Kaap, vra my man. Dan choke ek hulle. En ek sê vir hulle, dis in jou tong. Dis in jou tong. Julle sal ook lees in daardie nuusbrief, dat die vuur, die rook was self in ons sitkamer gewees. En die mense staan op die strate. Daar's nie reën voorspel gewees nie. Hoor wat ek vir jou sê. En hulle maak gereed om hy vuur te gaan blus, en ons vat ons hande, want die woord sê, waar jy in ooreenstemming met iemand is, so sal dit jou te beurt val in die hemel. En ek sê vir jou, voor die lewende God, wat daar die gebed beantwoord het, ons het nog nie amen gesê nie, toe begin het reën. En wat die hele plek vol rook was nie eens rook nie. Maak nie saak wat ons met die lewende oog sien nie. Die woord sê vir ons is soos daar die gras daar buite, soos hy velde daar buite. As die wind daaroor gaan, is sy plek leeg, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar ons het 'n keuse. Gaan ons 'n ryp koringaar wees, as die wind oor ons gaan? Gaan ons gereed wees? Ons gaan nou bid, en dan gaan ons aangaan. Here, baie dankie dat ons voor U kan kom staan. En Here, dat ons glo U open nou elke oor en elke oog. En elke hart, want dit is die belangrikste. Dat ons lewens aangeraak sal word deur U woord vanoggend, Here. Dat U nie een sal wegstap, Here, wat leeg is nie. Want Here, as U vir ons vra, geef ons water om te drink, want ons vir U daar die worship kan gee. Dankie Here, dat die vyand nie naby hierdie tent sal kom nie, maar dat ons sal vry wees, waar die Gees van die Here is, om die woord te bring. Amen. Amen. Okay. Goed, kom ons trek ons swaarde oop in Genesis 3 vers 11, dis die hoofskrifgedeelte wat die Heilige Gees op my hart gelê het om met julle te deel.
Genesis 3 vers 11. Gelukkig Dani kan my preek nie wegwaai nie. Ek vat die technology. En so by the way, wanneer was ons by Willemore? Eergister. Het ons gaan sal waar ons bedien met die Karoo women. Lekker geil. So hulle sal inkom. Net vir jou sê my boeta, ons het gaan plek gereed maak daar. Goed, Genesis 3 vers 11 sê, en hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Ek lees dit weer. Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Toe hy gisteraand daar start in Genesis, toe weet ek nie wie by wie afgeloer nie. Maar ons gaan maar bietjie aan. Nou, die woord sê vir jou, wat is die mens dat God aan hom dink? Het hom weinig minder gemaak as die wesens. En daardie gedeelte wil ons altyd sien, nie soos wat die Here wil hê, ons moet dit sien nie. Want hier waar ek en jy nou staan, ek wil vir jou sê, al is dit Gabriel wat hier inkom, al is dit Michael, is jy en ek nader aan die Here as sy engele. Hy het nie vir die engele gesterf nie. Hy het nie vir die engele gesê, neem my vader aan as vader nie. Hy het vir jou en vir my dit gesê, en dit is waar ek en jy is. En reg in die begin in Genesis, lees jy daar, dat hulle gewandel het saam met hom in die aandwynkie. Nou stem jy met my saam, dat die woord vir jou sê, God is gees. So met ander woorde, hoe het hulle gelyk, as hulle saam met God kon gewandel het? So die eerste dimensie, wat ek met jou wil oorpraat, wat van hulle supernatural ontwikkel was daardie deel, hulle kon saam met die Here wandel. En as die woord kom, en die woord sê vir jou en vir my, die dief het gekom om te steel, te roof en te slag, is dit nie jou flat screen TV nie. Dis nie jou Cadillac nie. Dit is om daardie te steel, waar ons 'n encountering het, om saam met die Here kan wandel. Want hy sê, hy wie die Here aangeneem het, is een gees met hom. Maar soveel gebeur in ons lewens, dat as ek van julle sal vra, kom bedien hier, dan sê hy vir my sê, jy kan nie. Wat 'n leuen van Satan is. Want ons elkeen is geroep, in die naam van die Here. So wat het daar gebeur? As jy kyk na die eerste gedeelte, en ek is nou verplig om net op bladsy 1 te bly. So julle moet nou asseblief vir my bid en vir my help, want dit gaan moeilik gaan. So hulle was gees. Want die woord sê, ons is met eer en heerlikheid beklee. Sê gou vir die ou langsaan. Ek check jou eer en heerlikheid. Jy's meer as wat jy dink jy is. Maar net in Christus. So dit is hoe hulle gelyk het. Die heerlikheid, want hy sê, ons is gemaak na sy beeld en sy gelykenis. So hier wandel hulle saam met die Here. Die volgende deel, wat hulle uitbestaan was, hulle sielste mense, onthou jy, toe God hom gemaak het, toe het hy roog in hom geblaas, wat gees is, en die mens het 'n lewende siel geword. Onthou jy? So met ander woorde, hulle was baie meer gepla oor die heerlikheid en die eer waarin hulle gewandel het saam met die Here in die aandwynkie. Want as ek saam met iemand wandel, dan beteken dit ek het 'n encountering met daai een. Ons loop nie vinnig nie. Ons struil sommer net rond. So die vlees, stem met my saam, was baie minder gewees. Want God is gees. En hulle het gewandel saam met hom. Maak dit vir jou sin, jy moet hierdie klik. Vra die een langs aan, klik jy. En as jy nie klik nie, verduidelik hy een. Bid dat die Heilige Gees oor ons kom, dat ons krag ontvang om die goed te verstaan. Want as jy hierdie naweek uitgaan,
dan moet jy uitgaan as 'n seun van God, want die skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns van God. So wat sien die vyand? Die vyand hoor. Wat sê God? God sê, moenie eet van die boom in die middel van die tuin nie. Maar jy weet, in ons tyd het ons mos geleer, dis 'n narkie of is 'n appeltjie. Wat dit eintlik is, knowledge. Dit is wat hy van gepraat het. Moenie eet van daardie boom nie. Nou hoor mooi, wat hoor die vyand? Want hy kan nie op die level van God kom nie. Daarom kopie hy wat hy van die Here hoor. En daarom sal hy daar dieselfde woord vat en hom net so bietjie verdraai om jou heerlikheid wat aan jou behoort, die glory wat aan jou behoort, Christ in me, the hope of all glory, uit jou uit te steel. So hy hoor daar, moenie eet van die boom in die middel van die tuin nie. Nou luister vir my mooi, dat julle nie my woord gaan verdraai nie. Ek sê nie die boom van kennis goed en kwaad was in haar middel nie. Maar luister mooi wat sê, as jy aangaan met daardie skrif, en ons gaan dit nou skrif vir skrif lees, hy vat haar sintuie. Sy gaan na die boom toe. Wat sê die woord? Gee die Satan, die vyand, hoeveel plek? Zigelo. Soos in geen plek nie. En toe sy met hom begin kommunikeer, en hy het nie op 'n funny plek opgeduik nie, hy was in daardie environment gewees. So moenie dink die vyand kom, en hy gaan vir jou sê, hier is ek die vyand, ek gaan jou lewe verwoes nie. Hy gaan eintlik kom met 'n plan, sodat jy in sy plan moet inval, want hy weet, God sê in sy woord, ek weet wat ek vir jou beplan het, ek koester dit in my hart, dit sal goed wees vir jou. Hy gaan vir haar sintuie, sy kom nader aan, sy word so gedesief, sy sê, ek sien, hierdie boom is goed. Sy sien nie die kwaad nie, die boom van goed en kennis en kwaad, en sy vat sy vrugte, met ander woorde, sy eet dit, al haar sintuie wat daarbey betrokke is, en sy gee vir haar man by haar om te eet, en op daardie oomblik, toe hulle na mekaar kyk, toe sien hulle is kaal, hulle is nakend, en hulle besef, hier het iets groots gebeur, en hulle probeer opmaak vir dit, en hulle gaan kruip weg, want dit is wat die vyand wil hê, ons moet doen, ons moet wegkruip, en nie God se woord verkondig nie, ons moet stil bly oor die grootheid van die Here, ons moet maar goed tolerate in hierdie land, maar net omdat mense sê, dit is soos wat dit is, en die volgende wat hulle gaan doen het is, hulle gaan gee ook self vir God die skuld, jy weet mos wat daar gebeur het, Adam trek weg, hy sê, maar dis die vrou, wat jy vir my gegee het, en soveel keer kom ons en ons sê, maar waar is die God van liefde, hoe kan die God van liefde hierdie goed toelaat, ons leef in 'n gebroke wêreld, dis nie in sy eerste wil nie, dis in sy toelaatbare wil, as gevolg van hierdie gebrokenheid. En jy weet daar waar sy ook gesê het, sy gee vir die slang die skuld. Want die probleem van ons is, ons kan nie meer erken, ek is skuldig nie. Want die oomblik as ek en jy kan begin erken, die waarheid in ons lewe, waarin ons staan, kan die Here ons vrymaak. Want jy sal die waarheid leer ken, en die waarheid sal jou vrymaak. En daar gaan hulle uit die tuin uit, hulle word uit die tuin uit weggestuur. En daar die verwerpte gedeelte wat hulle ervaar het. En die tweede Adam kom, en daarom gaan ek dit vir jou in rooi sit. Onthou nou wat ek vir jou gesê het, alles wat afgeval het. Nou as jy vandag in pastorale terapie gaan, sal jy sien die prentjie lyk so. Jy is liggaam. In jou is 'n siel, gees. Dis hoe dit lyk vandag. En Jesus, die tweede Adam, kom en hy herstel alles. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God? Binne in jou. So jy sien in slim Bybelskole, moet dit eintlik die fondasie wees. Leer weer die mens
om in gees te leef. Amen. Laat die mens besef, waar is die koninkryk van God? Laat die mens werklik besef, wat het God bedoel, toe hy gesê het, ek het jou gemaak, na my beeld en my gelykenis. Want Paulus sê, hy sê, ek is in barensnood, sodat Christus Jesus in julle gestalte sal kry. In die volgende sê hy, soek die geregtigheid. Jy sien, my passie is stikkende mense. Dis my passie. Sodra elkeen van ons anointing. En daardie geregtigheid wat hy van praat, wat in ons siel is dat ek en jy kan staan hier, en ons kan van dat ons onthou het, enigiets wat met ons gebeur het, soos wat Dani gesê het, hy het verkondig van die begin tot die einde, wat sal gebeur, het Jesus vir jou, van daardie kant af tot daardie kant aan daardie kruis het hy dit voltooi. Hy het dit vir jou voltooi. En alles wat ek en jy deurgaan, se antwoord lê by daardie kruisiging. Dis ons geregtigheid. My geregtigheid is nie dat ek nie vloek en nie wat nie. My geregtigheid is in Christus Jesus. Hy soek nie goeie mense nie. Toe hulle na Jesus toe gekom het, hulle vra direk, hulle kom om 'n strikvraag te vra. Weet jy wat 'n strikvraag? Daardie net ken jy jou woord. Hulle kom vra om daardie strikvraag, hulle sê, wie sal dan nou eintlik hemel toe gaan? En Jesus kom verkondig aan hulle eintlik die koninkryk van God wat binne in hulle is. Hoor wat sê hy? Hy sê, wie sal hemel toe gaan? Jy, wie die Here jou God lief het met jou hele hart. En hy sê, jou hele hart moet aan die Here behoort. En as jou hele hart aan die Here behoort, het jy hom lief met alles. En Jesus gaan verder. En hy sê, jy moet hom lief hê met al jou verstand. Want jy sien in ons verstand, in daardie gedeelte, lê ons emosies. En hy het ons so lief, hy wil vir ons sê, moenie weer gaan na die kennis van goed en kwaad nie. Moenie weer met daardie wrokke leef in jou lewe nie, want dis die triggers wat afgaan in ons sintuie. Ek sien vir Klaas, vir Piet, vir Sari, wat nonsens van my gepraat het. Waar maak het seer? Waar maak het seer? In daardie gevoelsentrum van jou, in jou hart, in jou siel. Want ek sien dit, en ek hoor dit, is weer my sintuie, wat die vyand nog steeds mee werk, wat triggers laat afgaan. Hy sê dat jy die Here sal lief hê, met al jou verstand, met jou hele siel, met al jou krag, en jou naaste soos jouself. Daar's 'n boodskap daar aan Ending Love, wat ek wil uitlig, want al vraag wat vir ons gevra eintlik sal word, by die regterstoel is, that you learn how to love. Net so maklik. En dan sal jy voor hom staan, en dit is die vraag, nie het jy Bybel gelees en gebid nie, that you learn how to love him above everything and all men. That you learn that. Want dis die verhouding wat hy van praat, soos Rosy ook nou gesê het, hy kom om sy bruid te kom haal. Dis nie net 'n storieetjie nie. Hy praat van daardie absolute liefdesband, wat hy met ons wil hê. En hy sê jou naaste soos jouself, want baie mense het hulle self nie lief nie, en daarom kan hulle ook nie lief hê nie. En dan kom hy en hy sê, die res sal jou bygevoeg word, en die res is nie 'n 5 verdieping huis, ergens in Tahiti-eilande nie. Die res is die gawes van die Heilige Gees, en die vrug van die Heilige Gees. Die res, om in dit te kan beweeg. So ek vra vir jou, bly by Genesis 3, en ons gaan hier en daar na dit kyk, want wat die Heilige Gees vir my kom gee het, was die volgende, nie net maar daar die boodskap in die tong lê dood en lewe nie,
Maar wat jy vandag is en wat jy gaan word en wat jy was, is deur woorde oor jou gespreek. Who have told you that? Vinnige getuienis, my staan dit een juffrou, ek het baie gehou van die redenaarsdebat. Toe sê hulle vir my omdat ek brei, mag ek nie deelneem nie. En as ek ingesneek het om te kan deelneem, dan sit hulle die mikrofoon af. Want die saal moet nie die klein donker koppie hoor nie. Dan sit hulle my in die hoek van die klas, en al wat uitkom is sê hulle my tong is lui. Wat het die vyand beplan? Hy het geweet wat oor hierdie klein dogtertjie se lewe gespreek is. En dat sy soos 'n bassein kan ook, om te sê, "The Lord is my Savior." Want ergens wil die vyand jou gestop het. En dit is wat God doen. Hy kom daar terwyl hulle weggekruip het. En hy vra, "Waar is julle?" Want jy sien, dis wat die Here vir elkeen van ons vanoggend wil vra is, "Waar is jy?" Soos die boodskap ook gisterand gegaan het, "Nader tot my en ek sal tot jou nader." Waar is jy vanoggend? En net jy kan dit antwoord, nie jou maatjie nie, niemand anderste nie. Want dit het Jesus 'n prys gekos toe hy voorhangsel geskeur het. So that we can sit in heavenly places. En nie die goedjies is nie, maar storieetjies nie. Baie keer dink ek in pastorale terapie, ons moet net afgewind word van who have told you that. Wie het jou vertel, dit is hoe die Here is. Wie het jou vertel, dit is wat jou vermoë is. En dan sal ons regtig by die plek uitkom, waarvoor ons gedesign is, waarvoor ons gevleg is. En Adam sê, ons is bang. Ons kruip weg vir U. En die Here sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy kaal is? Wie het vir jou gesê, jy is minder as wat ek van jou gemaak het? Voor jy in moederskoot was, het hy jou al design. En as ek vandag tyd moes gespandeer het met elkeen van julle, en ek sou jou gevra het, wat is jou grootste seer? Wat is jou grootste teleurstelling? Hoor vir my mooi wat ek jou vandag sê. Sou jy vir my gesê het, Leonie, dit wat iemand aan my gedoen het en vir my gesê het. Amen of eina in die plek. Want uit niks is geskep. En elke woordjie wat van jou minder maak as wat God van jou beplan het, het in jou onderbewussyn vasgesteek, in jou onbewuste. En wanneer die triggers afgaan in jou lewe, en jy ervaar goed met jou sintuie, dan kom daar die goed in jou bewuste in, en jy reageer so. Who have told you that? Wie het dit aan jou te kenne gegee? Kom ons gaan verder deur hierdie woord. So van die begin af was dit die vyand se doel om te steel. En onthou altyd, wat sy grootste steel sal wees by jou, is nie net the joy of the Lord, wat is my strength nie, maar is die heerlikheid van die Here, is die glory van die Here. Hy wil nie hê ons moet in die heerlikheid van God vertoef nie. Hy wil nie hê ons moet in daardie heiligmaking leef nie. Want weet jy wat sê die woord vir of die mens vir ons? As ons praat van heiligmaking, dan dink hulle van moenie drink nie, moenie rook nie, moenie vloek nie, moenie wat en wat nie. Is dit so? Weet jy wat sê die Here? Hy praat nie van daai goed nie. Hy sê ek het jou een kant gesit, ek het jou geheilig. In elk geval as hy jou een kant gesit het en hy het jou geheilig en sy liefde raak jou aan, is dit sy liefde wat jou skoon spoel, nie jou gehoorsaamheid nie.